Elke aspek van die vrug van die Gees is jou en my nuwe karakter, ons nuwe identiteit in Christus. Nie net 'n rits pligte wat van ons verwag word nie, dit is wie ons nou is. Onthou jy 2 Korintiërs 5 vers 17, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe skepping, 'n splinternuwe mens. En dan natuurlik so ook met die vrug van sagmoedigheid. Ons het vroeër gelees hoe Jesus in Matteus 11 vers 29 ons uitnooi na hom toe en sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. In sy bergrede sê Jesus in Matteus 5 vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Gaan lees gerus weer aandagtig Matteus 5 vers 3 tot 11, waar Jesus uitwys wie die geseëndes is. Dit is mense met integriteit. Jesus is 'n soort integriteit. Hy noem onder andere die mense wat weet hoe afhanklik hulle van God is, die wat honger en dors na wat reg is, die barmhartiges, vredemakers ensovoorts. In die Bybel is daar nogal 'n hele string van karakters van wie daar op een of ander stadium na verwys word as iemand wat sagmoedig of nederig of barmhartig opgetree het. Mense soos byvoorbeeld Moses, Abraham, Josef, Samuel, Dawid, Salomo, Hiskia, Jeremia en Daniel. Is dit nie interessant nie dat elkeen van hierdie persone in 'n groot mate aan ons bekend is? As ons oorgaan na die Nuwe Testament toe, lees ons dit natuurlik van Jesus, maar ook van Maria, sy ma. Ons lees dit van Johannes die Doper, van Petrus, lees maar 1 Petrus 5 vers 5, en verder hoor ons dit ook van Paulus, Stefanus, Barnabas, Lydia en die tronkbewaarder van Filippi. In Handelinge 11 vers 24 lees ons dat Barnabas 'n goeie man was, vol van die Heilige Gees. Die woord daar vir goed, dat hy 'n goeie man was, is in Grieks agathos, en die vertalingsmoontlikhede daarvan sluit onder andere in iemand wat behulpsaam is en prysenswaardig, aangenaam, vreugdevol, een met 'n uitsonderlike karakter, opreg en eerbaar. In Efesiërs 4 vers 1 en 2 vermaan Paulus die gelowiges so, ek lees dit uit die nuwe direkte vertaling, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef, dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid, en met geduld en liefde te verdra. Ons moet nie bang wees om geken te word as iemand wat sagmoedig is nie. Dit is immers die vrug van die Heilige Gees, en meer nog, Jesus Christus homself is sagmoedig. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is ons verlosser, ons koning, ons meester en ons Here. Dankie dat U as ons vriend ook vir ons kom wys, kom leer hoe om sagmoedig te wees. Nie net soms sagmoedigheid te toon nie, maar om sagmoedig te wees. Dankie vir die vrug van U Heilige Gees, U Gees wat in ons woon, en dankie dat ons kan weet hierdie vrug word deur U geproduseer. Ons doen dit nie in ons eie krag nie, maar help my ook om 'n bruikbare instrument in U hande te wees. Ek vra dit in U naam alleen. Amen.